stap. Is julle reg vir die woord? Nee man, is julle reg vir die woord? Ek het julle vertel hoe werk die ander gemeentes in die AGS, jy moet hulle en die pastoor opheer, nee, goed. As jy jou Bybel hier het, ons lees vanoggend uit Jesaja 61, Jesaja 61, Jesaja is in die Ou Testament, as jy dit nie geweet het nie, het almal jou Bybel hier, wys my, laat ek sien, amen, nee, dink net, as jy elke week jou Bybel hier gehad het, dan het jy nou al heel wat gelees. Jesaja 61, en ons gaan lees van vers 1 af. Dit sê, die Gees van die Here, die oppermagtige Here, het op my gekom. Die Here het my gesalf om die goeie nuus te bring. Vir arme mense het hy my gestuur, om die wat hartseer is te troos, om die gevangenes vryheid aan te kondig en vrylating vir die in die tronk, om die genadejaar van die Here aan te kondig, die dag, 'n dag van afrekening vir ons God. Maar almal wat treur, troos hy. Die dag wanneer hy vir die wat in Sion treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Die Here het hulle geplant so sterk en groot eike om sy roem te vermeerder. Hulle sal die verlate stede herbou en die plekke weer opbou wat lank gelede verwoes is. Hulle sal die verwoeste stede herstel, plekke wat vir geslagte lank verlate gelê het. Vers 5. Buitelanders sal julle kleinvee laat wei. Vreemdelinge sal julle landerye en julle wingerde bewerk. Vers 6. Julle sal genoem word die priesters van die Here, die bedienaars van ons God. Julle sal die skatte van die nasies geniet en spog met hulle rykdom. Vers 7. In plaas van vernedering en minagting sal my volk 'n dubbele deel ontvang van voorspoed en ewige vrede. Vers 8. Want ek, die Here, het die geregtigheid lief. Ek haat diefstal en misdaad. Omdat ek getrou is, sal ek my volk beloon vir hulle lyding. Ek sluit 'n verbond met hulle, wat vir altyd sal bestaan. Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die volke, en hulle nakomelinge onder die nasies. Almal wat hulle sien, sal besef dat hulle 'n volk is, wat deur die Here geseën is. Ek verheug my in die Here, ek is bly in my God, want hy het vir my klere van redding aangetrek en vir my die mantel van regverdigheid omgehang. Ek is soos 'n bruidegom met sy sierkroon, soos 'n bruid verfraai met haar juwele. Vers 11. Soos die grond die plante laat uitspruit en die vrugtebome in 'n tuin vrugte lewer, so sal die oppermagtige Here sy reg vir alle nasies toon. En wanneer ons sê dat God in elke seisoen is en self in die winter, dan wil ek vanoggend vir u sê, my preektema vanoggend is, die koning het nog een skuif. Die koning het nog een skuif. As ek vanoggend vir u moes vra, was jy al ooit in 'n winterseisoen van jou lewe? Ek praat nie van die koue hier buite nie, maar ek praat van 'n seisoen waar jy gevoel het of alles tot 'n stilstand gekom het. Die seisoen waar jou lewe gevoel het of die gebede wat jy bid net nie by die Here uitkom nie, of die goed wat jy vir die Here vra net nie geantwoord word nie. Wanneer jy probeer sterk wees, maar diep binne jou, dan weet jy voel eintlik so pap en moeg. Dis daardie plek waar jy jouself vra, maar Here, waar is U? En dis die wonderlikste ding van die Bybel, dis dat die Here spreek ons in verskillende seisoene aan. Hy praat met ons, maak nie saak in watter seisoen van jou lewe jy jouself bevind nie. Die Bybel is vol verhale
van mense wat deur winters gegaan het. Ons het gelees die laaste paar weke, het ons gelees oor Abraham en Josef se familie wat nie gespaar was deur seisoene van moeilikheid nie. Ons het gelees hoe Josef moes tronk toe gaan, hoe hy nie gespaar was nie. Ons lees hoe Dawid in grotte weggekruip het en selfs Elia onder die besembos gelê het en gewens het, hy het gesterf. En dit is juis in hierdie tyd wat Jesaja 61 geskryf is, want as jy nou hierdie lees, dan is dit eintlik nou 'n wonderlike belofte vir elkeen van ons. As jy hierdie lees en sê, maar ek sal jou treur verander en jy sal weer juig. Ek sal dit wat sleg was, sal ek weer goed maak. Maar as jy dit so lees, dan besef jy, en jy gaan kyk bietjie, dan besef jy maar, hierdie belofte het 700 jaar gevat. Ons lees dat Jesus in Lukas 4 praat hy, dan sê, maar ek is die vervulling van hierdie belofte, Jesaja 61, ek is die een wat hierdie ding kom bring het tot die einde, 700 jaar wat God se mense moes wag. Juda was besig om al verder van God af weg te beweeg en die Here het begin waarsku en sê dat hulle pad van oordeel kom weer. Ons lees later dat Jerusalem sou vernietig word, die tempel sou afgebreek word en almal sou weggevoer geword het. Maar as jy Jesaja 61 net so lees, dan dink jy, die lewe gaan altyd goed wees vir my. En baie keer wanneer jy net bekeer het, dan dink jy maar, niks gaan ooit verkeerd gaan in my lewe nie, ek het mos nou die Here. En dan gebeur die lewe maar soos wat hy gebeur, en ons gaan deur moeilike tye. Is daar enige iemand hier wat vanoggend al gespaar is van 'n moeilike tyd? Is iemand? Maar meeste van die tyd gaan ons deur hierdie moeilike seisoene en dit is net wat dit is. Dis 'n seisoen. Dis 'n tyd wat verbygaan. En kan jy jouself indink hoe dit moes voel? Vir hulle het dit gelyk asof God se plan misluk het. Die stad van God lê in puin, die tempel, die plek waar God se teenwoordigheid was vernietig. En almal het eintlik geskree, maar dis verby. En tog is dit in hierdie donker konteks waar God een van die mooiste beloftes in die hele Bybel gee. Hy beloof dat hy self sal kom. Dis die belofte wat die Here vir jou ook vanoggend wil sê. As jy jouself in die winter bevind, as jy jou bevind in 'n plek waar jy onseker is, dan wil die Here vanoggend vir jou kom sê dat ek jouself sal ontmoet. Want jy sien wat hier ons lees is 'n belofte, dis iets om aan vas te hou, dat jy weet dat jy deur hierdie seisoen moet kom. En wat my so diep raak, is dat dis nie net een ding wat gebeur het nie, maar dat die Here stelselmatig begin werk het met die mense. Hy stuur vir Nehemia, hy stuur vir Esra om die tempel te gaan bou, vir Nehemia om die mure weer op te rig. En dis hoeveel honderde jare later, maar die profesie word vervul. En wanneer ons Lukas 4:21 lees, dan sê dit, vandag is hierdie skrif vir julle ore vervul. Vir 7 eeue lank het dit gelyk asof God stil was. Maar hy was nooit afwesig nie. Jy sien, want wanneer jy deur 'n winter gaan, beteken dit nie God het jou vergeet nie. Ek dink dis een van ons grootste uitdagings as gelowiges, is dat ons dink, wanneer ons in 'n seisoen van winter is, dan is God se teenwoordigheid nie meer by ons nie. Maar wanneer jy deur 'n seisoen van winter gaan, is God se belofte steeds dat hy met jou is. Dat hy saam met jou is. Dink aan 'n boom in die winter, as jy na die takke kyk, dan lyk dit dood, né? Daar's nie blare op nie, daar's nie bloeisels op nie, daar's nie vrugte op nie. Maar as jy nou vanoggend met 'n boer sou praat, sou hy vir jou gesê,
dis een van die belangrikste tye, want dit maak weer reg, sodat groei kan kom. In tye van winter waar ons voel ons word gesnoei, of wanneer ons voel dinge is net nie soos wat dit moet wees nie, onder die grond groei die wortels dieper. Die boom versamel krag vir die volgende seisoen. En dit lyk asof niks gebeur nie. Dit lyk asof daai boom se lewe eintlik tot niet is, totdat die lente en die somer kom. Dan begin daar weer die nuwe lewe. Maar daar moes werk ingegaan het. Daai boom het vir die hele winter het hy 'n voorbereidingstyd deurgegaan. En ek wonder of dit nie dalk ook vir my en jou lewe ook so is nie. Miskien is jy op 'n stadium waar jy vir God vra en jy kyk na jou lewe en jy sien net die grond, jy sien geen groei nie. Dan wil ek vanoggend vir jou sê dat die Here steeds besig is in jou lewe. Dat die Here steeds besig is om iets binne jou lewe te doen. Want dis die belofte van Jesaja 61 dat God ons juis ontmoet in ons wintertyd. En wat my so tref van Jesaja 61 is nie dat God sê hy kom eerste na die mense wat alles reg het nie. Hy kom na die armes toe, die gebrokenes, die gevangenes, die mense wat treur. En dit sê vir my iets van God se hart. Hy wag nie dat ons lewens moet regkry voordat hy ons ontmoet nie. Hy kom na jou toe as 'n mens en hy sê, hier is hierdie persoon. Ek wil in jou lewe werk. Ek wil iets binne jou kom doen. En dit is my so treffend as ons vers 7 lees saam met my, in plaas van vernedering en minagting, sal my volk 'n dubbele deel ontvang van voorspoed en ewige vreugde. In ander vertalings dan praat dit dat jy 'n dubbele eer sal ontvang, 'n dubbele seën sal ontvang, sodat wat die Bybel eintlik vir ons hier sê is dat die dinge wat jy deurgegaan het, die dinge wat vir jou so swaar was, die dinge waar jy vir God bevraagteken het en gesê het, Here, hoekom gebeur hierdie dinge? Dat die Here eintlik daai ding gebruik en sê dat in jou seisoen van winter moet jy weet daar kom 'n seisoen van somer waar jy 'n dubbele seën sal kry. Dit wat jy deurgegaan het is nie vir niks nie. Want God gebruik elke liewe ding wat ons deurgaan. Die swaar kry wat jy dalk nou op hierdie stadium deurgaan, gebruik God steeds. In plaas van julle skande sal daar 'n dubbele erfdeel wees. In plaas van vernedering sal julle jubel oor die deel wat die Here gee. En ek is so lief vir hierdie vers, want dit wys vir ons dat God nie net troos bring nie, hy bring herstel. Hy kom doen weer iets in ons lewe. Hy vat nie die pyn weg nie, maar hy gebruik dikwels ons pyn en ons seer en ons vra. En hy gebruik dit om iets moois te kom doen. En ek weet nie wat is jou winter nie. Miskien is dit jou gesondheid. Miskien is dit jou familie. Miskien is dit jou huwelik. Miskien is dit jou kinders, jou finansies, jou bediening. Maar wat ek wel weet is dat Jesaja 61 ons herinner dat God spesialiseer om skande in eer te verander. Rou en vreugde. Dat jou verlies dalk God se grootste getuienis kan wees. Want wanneer jy voel asof daar nie meer 'n pad uit is nie. Ek weet nie van jou nie, maar wanneer in seisoene van winter, wanneer ek deur my grootste struikelblokke gegaan het ek gevoel baie keer dat daar is nie 'n pad uit nie. Hierdie is die einde. En jy voel so oorweldig, want jy weet nie wat se kant toe nie. En is dikwels die grootste wonde, die grootste dinge wat ons mee struikel, wat God wil gebruik in ons lewens. Want selfs in my winter was ek deel van God se plan.
Selfs in my grootste onsekerheid, kom God en hy ontmoet my. En in my voorbereiding so 'n paar weke terug, lees ek oor 'n wêreldbekende skaakspeler. Sy naam is Paul Morphy. Vir die van julle wat skaak speel, as jy iemand wat skaak speel, hou van skaak. Jy sal dalk vir Paul Morphy ken. Hy was verskriklik goed in skaak. Hy het baie van die boeke geskryf wat baie mense vandag nog gebruik om mense te wen, om strategieë te ontwikkel. En ons 'n verhaal wat aangaan oor hoe Paul Morphy in die Louvre in Frankryk rondloop en hy is besig om te toer en te kyk na hierdie portret. En die portret se naam was skaakmat. Nou as jy nie weet wat skaakmat is nie, skaakmat beteken dis die einde. Daar's nie meer 'n pad uit nie. En hierdie skildery wat uitgebeeld word is van 'n jong man wat skaak speel teen die duiwel. En ek weet nie of jy al die prentjie gesien het nie, maar dis hierdie jong man en hy lê amper op sy arms en hy's moedeloos en dit stel die stryd voor wat hy met die duiwel het. En die jong man se gesig is vol wanhoop. En die duiwel sit met hierdie selfversekerde glimlag. Alles aan hierdie skildery lyk asof die wedstryd verby is. En hier staan Morphy en hy staan lank en almal anders het al aanbeweeg, maar Morphy staan en hy bestudeer die skaakbord. En hy kyk. En na ruk kom sy vriende terug en hulle draai na hom toe en hulle sê, en hy sê vir hulle, die skildery is verkeerd. Sy vriend vra verbaas vir hom, wat bedoel jy nou, Paul? En Morphy antwoord, die spel is nog nie verby nie. En Morphy kyk en hy sê, die koning het nog een skuif. Jy sien, wanneer jy in jou lewe staan, wanneer jy onseker is en jy voel of daar 'n doodloopstraat is, dan wil die koning vanoggend vir jou kom sê, daar is nog een skuif, daar is nog 'n pad uit. Die Here wil nog iets vir jou kom doen. Want die Here is nie klaar nie. Want wanneer dinge moedeloos gelyk het vir hierdie jong man wat met die duiwel besig was, het Paul Morphy iets raak gesien dat die koning nog 'n skuif het. En gemeente, toe ek daardie hoofstuk, toe ek daai stuk lees en ek hoor dit, het daar iets in my gees wakker geword om vir u te kom sê dat jy dink dit is verby. Maar die Here is nog steeds besig. Die Here is nog steeds besig in jou grootste seisoen van winter. Is die Here steeds besig om iets vir jou te kom doen. Want die koning het nog een skuif. Die koning het nog een skuif. Dis presies hoe die kruis gelyk het. Jesus sterf, sy disippels vlug, die graf word verseël. Satan dink hy het gewen. Die wêreld sê dis verby. Maar op die derde dag het die koning nog een skuif gehad, want Jesus het uit die dood uit opgestaan, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kon hê. Die graf is leeg. Hy gee die oorwinning vir my en vir jou. Dit is nie die einde vandag met jou storie nie. As jy dink dis die einde, dan wil ek vir jou sê, die koning het nog een skuif vir jou kinders, vir jou huwelik, vir jou gesondheid, vir jou finansies, wil ek vanoggend vir jou sê, dat God nie klaar is met jou nie. Dalk in jou grootste wintertyd wil die Here iets vir jou kom doen. Want die Here sê, moenie die wedstryd opgee, voordat ek nie my laaste skuif gemaak het nie. En dit is die gebed wat Jesaja bid, wanneer hy hierdie ding skryf, dan besef hy dat iets gaan gebeur. Dit vat ook 700 jaar, maar hy weet, en hy sê, soos die aarde die plante voorbring, so sal die Here die geregtigheid laat uitspruit.
en hy sal die geregtigheid oor jou ook so laat uitsprei, want dit is nie die einde nie. Selfs in die natuur getuig dit dat winter nooit die einde van die seisoen is nie, want hier is die belofte, winter hou nooit vir ewig nie. Daar kom 'n tyd wanneer 'n seisoen begin draai. En ek wil hê jy moet gaan oplet, wanneer jy vanmiddag na jou tuin toe gaan, dan gaan kyk jy na jou boom. Dit mag miskien lyk, maar as jy baie fyn gaan kyk, sal jy begin sien dat selfs jou bome begin blare uitsteek. Bitter klein. Jy moet gaan kyk. Maar die seisoen is besig om te draai. En miskien is dit die woord van die Here vanoggend, dat jou seisoen dalk besig is om te draai. Maar terwyl jy in die winter is, vra die Here, bly getrou. Doen wat ek van jou vra. Kies my, roep my aan in jou tyd van nood. Jy sien, want wanneer die vyand vir jou fluister, skaakmat. Antwoord die evangelie vanoggend vir jou en vir my. En dit sê nee, die koning het nog een skuif. Die koning is nie klaar nie. En miskien sit jy vanoggend en jy is moedeloos. Dan is hierdie woord vanoggend vir jou. Dan wil ek hê jy moet vanoggend as jy by die huis kom, dan gaan skryf jy hierdie woord neer. Dat die Here nog 'n skuif het vir jou. Want baie keer dan vergeet ons hoe ons word so vasgevang in ons omstandighede, dat ons vergeet dat die woord van die Here het reeds gekom. Die belofte het reeds gekom dat die Here sê, hy gee vir jou 'n uitkoms. En dis hoekom ons dit moet neerskryf. Hoeveel kere in my lewe moes ek vashou aan 'n woord wat die Here vir my gegee het in 'n seisoen waar ek onseker was. In 'n seisoen waar dit gelyk het asof dinge net nie my kant toe gaan nie. Asof die verwoesting wat gesaai is net nie gaan verbygaan nie. Dan was dit die woord van die Here wat my gehou het. Dan was dit hierdie vers wat gesê het: in plaas van vernedering en minagting, sal ek die Here vir jou 'n dubbel porsie gee. Dan sal ek vir jou gee, ek sal weer jou spruite laat groei. Ek sal weer vir jou 'n uitkoms gee. En ek wil vanoggend hê ons moet vir 'n oomblik net stil word. Net jy en die Here. Vergeet van die persoon rondom jou, net jy en die Here. En dan vra jy vir die Here, Here, wat wil U vanoggend vir my sê? En dan gaan skryf jy dit neer. Ons word stil. Here, U ontmoet ons waar ons is. Here, in ons winterseisoen en 'n seisoen waar ons koud voel, alleen voel, Here. In 'n seisoen waar ons onseker is, Here, is U steeds daar. Here, waar ons gesondheid nie is soos wat dit moet wees nie, Here, is U steeds daar. Here, in 'n seisoen waar ons finansies nie is
waar dit moet wees nie, of ons familie, Here. Here, waar daar verwoesting is, en oral waar ons kyk is net verwoesting, Here. Here, dan bid ons dat die storie van Israel, dat U herstel bring, ook in ons, sal lewendig word. Here, en selfs wanneer ons nie kan sien hoe U werk nie, Here, dat ons sal vertrou in U hand. Here, selfs wanneer ons onseker is, dat ons sal weet, Here, U is in beheer. Here, dat U lief is vir ons. En Here, dat U nie klaar is nie. Here, dat U nog 'n skuif het vir ons lewens, Here. Dat U nog 'n uitweg vir ons lewens kan gee, Here. Here, ons bring onsself as offers voor U en Here, ons kom sê, Here, kom doen net wat U wil, Here. Kom vorm ons. Kom maak ons, Here. Ons gee oor aan U, want ons weet dat U in beheer is. Help ons, Here, om nie mismoedig te word nie, Here. Help ons om vas te hou aan die beloftes wat U vir ons gee in U woord. En Here, dankie dat niks wat ons deurgaan nie gebruik kan word vir U koninkryk. En getuienis vir die wêreld nie. Amen. Soos ons gebid het ek regtig gevoel, die Here praat met my oor iets wat een van my dogmatiek professors baie jare terug vir my gesê het, of nee, dit is 'n Nuwe Testament professor. En ek voel regtig hierdie is 'n woord vir iemand vanoggend. En ek wil hê jy moet hierdie woorde onthou. You may not be able to see His hand, but you can trust His heart. You may not be able to see His hand, but you can trust His heart. En dis vir jou vanoggend. Ons gaan binnekort staan en ek wil vir U dankie sê. Dankie vir elkeen van U wat getrou jou tiendes, jou offers na die huis toe bring as gevolg van dit dat ons plekke soos die Gideons kan ondersteun, dat ons die kinderreis kan ondersteun, dat ons gemeenskap kan ondersteun. En ek was weer hierdie week herinner van hoe getrou die Here is. Want ek onthou toe ek laasweek, die week voor dit, is vandag, ja, week voor dit, toe ek my eie tiende oorbetaal het ek vir die Here gesê, "Sjoe Here, en ek het dit gedoen en ek het dit gelos." Maar sommer net as 'n getuienis wil ek vanoggend vir U sê, ek het dit gedoen en ek het dit gelos, want ek het geweet die Here is getrou. En ek het vir die Here gesê, Here, U weet ons het nog soveel geld nodig om dit te betaal. En weet julle, die Here is so getrou. Iemand betaal toe daai bedrag in ons rekening. Want die Here is getrou. En wanneer jy onseker is oor hoe jy gee, dan wil ek vanoggend vir jou sê, vertrou die Here. Hy sal dit doen, en dit is sy belofte aan elkeen van ons. Ons staan saam, ons gaan ons slotlied sing, en jy het ook die geleentheid om na jou offers aan die Here te bring. Make my fire burn, 'cause I'm
is sterk met die krag van God. So ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Soos Daniel, wat voor die koning staan, soos Joshua, wat die vyande verslaan, soos Abraham, wat 'n vreemde land ingaan, wil ek leef met die krag van God. So ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Die bron van die leeu is kragtig, maar my God is almagtig. Die bron van die leeu is kragtig, maar my God is almagtig. Die bron van die leeu is kragtig, maar my God is almagtig. Die bron van die leeu is kragtig, maar my God is almagtig. So ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterk in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Ja, ek is sterk met die krag van God. Ja, ek is sterk met die krag van God. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die Here hierdie week voor jou uitgaan. Mag jy die krag van God beleef. En mag jy weet dat die koning het nog een skrif. Amen. Kom ons kuier lekker saam, ons het lekker koekies en koffie en kom ons geniet die geselskap van die gelowiges. So ek sing